Goeiedag, my naam is Jaco Pieter en ek wil vir jou baie welkom sê by vandag se program Ontsluit die Woord. Ons praat vandag oor 'n baie belangrike tema vir ons as gelowiges wat gaan oor die onsigbare wêreld. En ek dink gewoonlik as 'n mens die woord onsigbare wêreld hoor, dink 'n mens aan 'n klomp dinge wat of positief of negatief kan wees. Ek weet vir my persoonlik gaan dit oor God se oorwinning, dit gaan vir my oor geloof. As ek aan die woord onsigbare wêreld dink, dan dink ek aan die ewige lewe, ek dink aan die hemel en ek dink aan al die dinge wat ek nie kan sien nie. Maar ek weet ook daar's mense wat wanneer hulle die woord onsigbare wêreld hoor, dit wil koppel net aan die bose en dit wat demone doen en geeste en so aan. Maar ek dink ons as Christene moet besef dat die onsigbare wêreld in die eerste plek totaal beheer word deur God. Ons moet weet dat God in beheer is in die onsigbare wêreld. Jesus het gaan sit aan die regterhand van die troon van God, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En hy regeer, hy sit aan die regeringskant van God. En ons weet, alles wat op aarde en onder die aarde is, elke mag en gesag sal voor Christus die knie buig, Filippense 2. En dit is wat my gedagtes volmaak as ek oor die onsigbare wêreld dink. Ek wil vandag 'n paar gedagtes met jou deel oor die onsigbare wêreld en ek hoop dat dit in jou lewe vir jou verrykend kan wees. Ons as gelowiges moet onthou dat geloof gebaseer is op iets wat ons nie kan sien nie. Ons geloof is om te glo in die dinge wat ons weet, om te glo dat God daar is. In Hebreërs 11 vers 1 tot 3 lees ons: geloof is om te weet God is daar. Wat is geloof? Geloof of vertroue is om te weet God gaan sy beloftes hou. Ons sien dit miskien nie nou raak nie, maar ons is seker dat dit gaan gebeur. Die Bybel prys die mense van die ou tyd wat so op God vertrou het. En dit is vir ons verskriklik belangrik om te besef dat ons geloof ons koppel aan die onsigbare wêreld. Ons geloof koppel ons aan God. Ons geloof koppel ons aan die onsigbare God, vir wie ons nie met ons oë kan sien nie. En saam met die geloof, gaan dit oor ons kennis wat ons van God het, want ons kan die onsigbare wêreld leer ken wanneer ons die Bybel lees. Want die Bybel maak die onsigbare wêreld vir ons sigbaar. Inteendeel, Christus wat aarde toe gekom het, maak natuurlik God vir ons baie sigbaar deur sy koms, sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart. So wanneer ons na die dinge kyk, na ons geloof, die dinge kyk wat feite is, die dinge wat ons weet van God, wat ons glo van God, dan moet ons ook vertrou dat dit die waarheid is. So, die onsigbare wêreld gaan oor geloof, wat natuurlik beteken ons kennis van God en ons vertroue dat dit wat ons lees die waarheid is. En dit bring vir ons dan in ons lewe by 'n punt van geloof sekerheid. Ons lees ook in Hebreërs 2 vers 14 tot 15, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy, Jesus, ook net soos hulle 'n mens geword. En dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Met ander woorde, die wêreld waarin ons glo, die koninkryk van God waarin ons glo, het sigbaar geword, 'n realiteit geword in Jesus Christus toe hy aarde toe gekom het. Nou wat meer wil 'n mens vir 'n begin sien as om net vir Jesus te sien? As 'n mens gaan kyk na die evangelies, die Nuwe Testament, die Ou Testamentiese profesieë, en jy gaan bestudeer regtig al die tekste wat oor Jesus handel, gaan jy agterkom hoe min ons eintlik van Jesus alles weet. Want gewoonlik wanneer ons oor Jesus praat, praat ons oor hom as verlosser, wat hy wel is. Maar ons praat nie sommer daaroor dat hy die seun van die lewende God is, soos Markus ons leer nie. Hy praat nie met ons oor die goeie nuus, die evangelion wat God vir ons kom gee deur Christus nie.
Ons praat nie oor Jesus wat in Johannes namens die Vader kom praat nie, want as ons vir Jesus sien, sê hy in Johannes 14, dan sien ons die Vader. So leer ons by Paulus ook, dat ons die onsigbare wêreld nie kan sien nie, maar dat die onsigbare wêreld oor God gaan. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Die sigbare dinge gaan verby, maar die onsigbare bly ewig. Dit is God. En Jesus het vir ons kom leer hoe die onsigbare God lyk. Deur nie net met ons te praat nie, maar ook 'n klomp dinge te doen wat vir ons daarop gewys het dat God sigbaar geword het. Ons weet natuurlik dat Jesus dan ook vandag vir my en vir jou sê, as ons hom sien, dan sien ons die Vader. As ons dit meer prakties maak, meer van toepassing op ons, dan wil ek graag 'n voorbeeld gebruik om vir ons te illustreer hoe mense in die verlede in die onsigbare wêreld ingekyk het, wat betref hulle geloof. Een so 'n persoon is Horatio Spafford, wat in Oktober 1828 gebore is in New York. Hy het gelewe tot 1888. Hy was 'n Amerikaanse prokureur en 'n ouderling in die Presbyteriaanse kerk, maar hy is bekend vir die skrywe van die liedjie It Is Well With My Soul. Nou in 1871 het die eiendomme van Horatio Spafford afgebrand in die Groot Vuur van Chicago in 1871. Nou alles het tot as verbrand, omtrent al Spafford se beleggings was daarmee heen. 2 jaar na die vuur het die familie beplan om na Europa toe te gaan, maar Spafford moes agterbly om besigheid te doen en dit het hom gekeer om saam met sy vrou en 4 dogters na Engeland toe te gaan, waar sy vriend D.L. Moody sou preek. Terwyl hulle met die boot 22 November 1873 op pad was om oor die Atlantiese Oseaan met die stoomskip Ville du Havre, is die boot getref deur 'n skip, 'n yster seiljag. 226 mense is daardie dag dood, insluitend al Spafford se dogters. Angie was 12, Maggie was 7, Bessie was 4 en dan die 18 maande oue Danetta. Sy vrou Anna het oorleef en sy het vir hom 'n telegram gestuur wat gelees het, Saved Alone. Kort daarna het Spafford gegaan om sy vrou te ontmoet en te gaan haal, en hy was toe geïnspireer deur die liedjie te skryf, It Is Well With My Soul, toe sy skip naby die plek verbygegaan het waar sy dogters gesterf het. Nou, vir my gaan dit hieroor dat Horatio Spafford, soos wat ons gelees het in Hebreërs 11, geloof is om dit wat jy nie sien nie te glo. Geloof is om kennis van God te hê en daarop te vertrou. Ek lees graag vir jou die bekende liedjie van Horatio Spafford om vir jou dan net saam op hierdie reis te neem. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. My sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. For me be it Christ hence to live. If Jordan above me shall roll, no pain shall be mine, for in death as in life thou wilt whisper thy peace to my soul. And Lord, haste the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Met die blote oog kon 'n mens niks raak sien daar waar Horatio Spafford verbygegaan het nie.
terwyl hy hierdie liedjie geskryf het nie. Maar hy leer vir ons van 'n ander kant, 'n onsigbare kant, wat 'n realiteit is. En in die woorde van sy liedjie It is well with my soul, wonder ek baie keer hoe hy dit reg kon kry om te skryf nadat hy al sy besighede verloor het, as ook sy 4 dogters. Hoe hy dit in sy lewe reg gekry het om hierdie inspirasie van God te ervaar op die plek naby waar sy kinders oorlede is. Ons leer in Johannes 3 ietsie hiervan, wanneer Jesus vir Nikodemus sê, ons kan nie die Heilige Gees sien nie, soos die wind waai hy soos hy wil, en ons kan nie sy rigting bepaal nie. Ons kan nie bepaal waar die Heilige Gees gaan wees en hoe hy werk nie. En deur die voorbeeld van Horatio Spafford kom 'n mens agter hoe die onsigbare God pragtig werk in 'n eenvoudige mens, om vir mense jare en jare na die tyd nog steeds te inspireer, nie net met sy getuienis nie, maar veral ook met die woorde van sy lied. En so kan jy in jou lewe, as jy diep gaan delf, ook agterkom hoe die Here vir jou in tye van nood ontmoet het, hoe die onsigbare God sigbaar geword het deur jou getuienis, deur jou ervaring, deur jou belewenis. En daarom is dit baie belangrik dat ons, wanneer ons oor die onsigbare wêreld praat, heel eerste moet verstaan dat ons in die onsigbare wêreld aan God gekoppel is, dit wat ons nie kan sien nie, want daarin lê ons vertroue, daarin lê ons fokus, en dit neem ons gedagtes en alles in beheer. Daar is geen geheimenis of spesiale kennis oor die onsigbare wêreld nie. Christus is die misterie wat aan ons almal bekend geraak het. Christus is die een wat vir ons kom wys het wie God is. Daarom is daar geen geheimenis meer oor die onsigbare wêreld nie. Ek wil vir jou aanspoor om baie meer moeite te doen om te leer wat die Bybel oor God sê, as wat dit is om te leer oor wat die Bybel en mense oor die duiwel sê. Want wanneer ons oor die onsigbare wêreld praat, moet ons onthou dat daar 2 kante is wat baie mense oor debatteer. Aan die een kant is daar 'n klomp mense wat sê, dis vir hulle meer as genoeg om te weet dat die Here in die onsigbare wêreld oorwin en heers en regeer, terwyl ander mense weer baie klem lê op die duiwel en demone en geeste, en wat kursusse wil bydoen oor bevryding en spesifiek als wil weet van die duiwelse taktieke. My persoonlike gevoel is dat ons baie meer van God moet leer, oor wie God is, hoe God werk, wat God vir ons wil hê en wat God van ons wil vra. Want hoe beter ons die Here leer ken, hoe meer sal die duiwel, wanneer die duiwel in ons lewe wil inmeng, sigbaar word. Hy sal in die lig inkom. Hoe beter jy God ken, hoe makliker gaan jy onderskei wanneer die duiwel aan die werk is. So daar's geen geheimenis oor die onsigbare wêreld nie. Christus is die misterie wat bekend maak wie die Vader is. En dit leer ons in die boek Johannes. In Johannes 1 kom leer Jesus vir ons juis wie die Vader is. En as sy disippels vir hom vra om die Vader vir hulle te wys, in Johannes 14 sê Jesus vir hulle, ek is so lank by julle, hoe kan julle nog vir my vra om die Vader vir julle te wys? En dan maak Jesus dit duidelik, as hulle hom sien, sien hulle die Vader. En ons weet ook dat Jesus dan verder sê, alles wat hy vir ons kom sê, het hy by die Vader gekry om te kom sê. So Jesus maak vir ons die onsigbare wêreld sigbaar deur sy woorde en dade. En dan gaan Jesus verder en sê in Johannes, as ons nie sy woorde wil aanvaar nie, moet ons dan glo op grond van sy werke. En daarmee wil Jesus dit vir ons baie duidelik maak, dat deur sy woorde en deur sy werke die Vader sigbaar word. De Prees Stoltz sing in een van sy liedjies, dit is nou ons lewe ons kans, ons tyd op aarde is min, my verlange lei my tot hier, dis my keuse in hierdie uur. Dit is die pad wat ek nou kies, om in alles die waarheid te vind. Vir 'n oomblik kan ek dit sien, in die hemel waar ek God dien. Vader God, ek lê my lewe voor U neer, en ek wil U naam vereer, want U wat weer kom,
my hart behoort aan U, en die hemel wat ek nou sien, deur genade, so onverdien. En dit leer vir ons dat ons ook in ons lewe, in ons geestesoog, hier deur 'n venster kan kyk, om sekere dinge van God raak te sien. Soos die Preestolz hier sien hy die hemel deur genade raak in sy geestesoog, en hy vang dit vas in 'n liedjie. So kan ons ook in ons lewe deur die vensters kyk wat die Here vir ons gee in sy woord. En daar's vensters wat die onsigbare wêreld vir ons oopmaak. En wanneer ons deur hierdie vensters kyk, kan ons sien wat die Here wil hê ons moet weet van die onsigbare wêreld. 'n Mens moet so versigtig wees om nie sommer enigiemand se inligting oor die onsigbare wêreld te glo of boeke te lees oor duistere magte nie. En die Bybel gee vir ons 'n venster oor God. Die meeste vensters in die woord gaan oor God. Daar is ook 'n venster wat gaan oor die duiwel. Die venster oor God in Openbaring 4 maak dit vir ons baie duidelik dat hy op die troon sit, dat hy die skepper is, dat hy in beheer is van al die magte, dat hy in beheer is van die wêreld, dat hy die een is wat regeer ten spyte van wat in die wêreld gebeur. Ons sien deur die venster wie Christus is in Openbaring. Ons sien dat hy die een is wat heers, dat hy die een is wat saam met die gelowiges op aarde is. Ons sien deur die venster in die hemel dat die Vader al die gelowiges wat gesterf het by hom is, en dat Christus by al die gelowiges is wat op aarde swaar kry. Ons weet ook dat God se gees oral teenwoordig is by sy kinders. En hierdie venster in Openbaring en in die Bybel maak dit vir ons duidelik dat God drie-enig met ons as mense bemoeienis maak, dat hy met ons in ons lewe betrokke is en dat hy vir ons nooit alleen los nie. En dit kan ook gebeur dat die stryd in ons lewe baie keer van die sigbare na die onsigbare toe skuif. Ons kan twyfel oor God, of daar kan dinge wees waaroor ons nie duidelikheid het nie, wat ons graag meer wil weet. Of ons kan 'n stryd hê met die bose, want Paulus leer ons ook, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die onsigbare. En tog weet ons dat hierdie stryd eintlik reeds afgehandel is deur Christus se oorwinning. Tog bevind ons onsself baie keer in die posisie dat dit voel asof die duiwel, die brullende leeu, ons wil verskeer. En daarom moet ons, soos ons leer in die Nuwe Testament, leer om die duiwel teë te staan. En veral soos wat Paulus vir ons leer in Efesiërs, dat ons gedagtes sal volmaak met die kennis van God se woord, dat ons in ons gedagtes met geloof sal lewe, geloofsvertroue in God, dat ons kennis oor God en ons vertroue oor God sal standvastig kry en sal seker maak dat ons in ons kop geanker is wat ons geloof aanbetref. Ons moet leer dat ons moet raak sien hoe belangrik die waarheid in ons lewe is, dat ons die waarheid soos 'n gordel om ons heupe moet dra, dat ons in die waarheid moet leef, dat ons moet luister na die gees van die waarheid en ons moet toelaat dat die gees van die waarheid ons lei. Ons moet die skild van geloof in ons hand vashou, want geloof is ons kennis en vertroue. Die helm van ons verlossing is ons gedagtes wat vol is van die verlossing van God, dat ons glo dat ons vry is, dat ons glo dat God ons nuwe mense maak, maar dat ons ook glo dat wanneer ons sondes bely, dat hy getrou en regverdig is en ons vergewe van al ons geregtigheid. Ons moet ook natuurlik die swaard van die Gees vashou, en dit is die woord van God. Die woord van God wat sny tot murg en gebeente, tussen murg en gebeente in. Met ander woorde, God se woord wat ons binnendring, die woorde van God wat ons in ons harte raak, en dan natuurlik ook die skoene, die bereidheid om die evangelie van God te verkondig. En dan sê Paulus dat alles bidend gedoen moet word en dat God by elke geleentheid gesmeek moet word. En wanneer ons bid oor die waarheid, of bid oor verlossing, of bid oor geloof, of bid oor die woord van God wat ons binnendring, of bid oor ons bereidheid om sy volgelinge te wees en disipelmakers te wees, maak dit vir ons die onsigbare wêreld sigbaar en vind dit 'n gestalte in ons lewe en 'n gestalte in ons lewenswyse. En dan kan ons vir ander mense die sigbare gestalte van God wys deur liefde, deur genade te wys, deur vir mense daar te wees. En ons het dit so nodig
En ons moet vir die Here vra om ons bewus te maak van sy wonderlike teenwoordigheid. Ons moet onsself daarop instel en seker maak dat ons nie van ons kant af die blokkasie veroorsaak nie. Dit is waarom Paulus dan vir die gemeente in Efesiërs 5 vers 15 tot 20 die instruksie gee om geesvervuld te lewe. En ons het dit nodig om geesvervuld te lewe, want die Heilige Gees is ons enigste waarborg. Is die waarborg dat ons die oorgang maak van die sigbare na die onsigbare wêreld toe. Die Heilige Gees is ons waarborg. Die Heilige Gees verbind ons aan die onsigbare God en aan die onsigbare wêreld. En dit vul ons met 'n heerlikheid van God se teenwoordigheid. Dit vul ons met 'n absolute vreugde en vrede. Almal van ons weet dat ons nie die onsigbare wêreld met die blote oog kan sien nie, maar soos die sterre in die hemel, al kan jy hulle nie deur die dag sien nie, weet jy die sterre is daar. En ons konfrontasie in ons lewe is, wat gebeur die dag wanneer ons nie meer op ons blote oog kan staatmaak nie? Dan moet ons vir onsself gaan vra, sal ons op daardie dag God vertrou en sal ons glo dat sy woord waar is, dat die onsigbare wêreld daar is soos in die Bybel beskryf word, en sal ons hom glo om ons in daardie onsigbare wêreld te lei, en sal ons bereid wees om in sy koninkryk te lewe. Hierdie keuse moet ons voortdurend maak. Ons weet, geloof is vertroue om te weet dat God by sy beloftes hou. Ons sien dit miskien nie raak nie, maar ons is seker dat dit gaan gebeur. En daarom moet ons leer om God so te vertrou. Daar's 'n wêreld, 'n onsigbare wêreld sonder pyn en trane, 'n wêreld sonder siekte en hartseer. Ons lees daarvan in Openbaring 4, Openbaring 19 tot 21. 'n wêreld wat oorloop van vreugde, oorvloedige liefde en waar die lofsange van God woon. Dit is die venster wat Openbaring vir ons gee om te kyk na die onsigbare wêreld, om te kyk na die heerlikheid wat vir ons wag. Kan ons deur hierdie venster kry ons 'n loergaatjie. Paulus skryf in 2 Timoteus 1 vers 10, hierdie genade is nou aan ons geopenbaar, deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek, en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Daar is mense in die Bybel wat deur die vensters van die sigbare na die onsigbare kon sien. In die Ou Testament lees ons daarvan. Ons weet natuurlik wat ons onderskei van hulle is die feit dat Christus vir ons die onsigbare wêreld sigbaar kom maak het. Maar kyk na die verhaal van Elisa en Gehasie in 2 Konings 6 van vers 15 tot vers 17. Elisa het die sigbare en die onsigbare gelyk gesien. Die wêreldse mag en God se oormag het Elisa gesien. Gehasie het dit nie gesien nie, en Gehasie was bekommerd oor die leermag wat hy met die blote oog gesien het. Hy het hom blind gestaar in die sigbare. Elisa het vir hom gebid, en die gebed was dat Gehasie kon sien wat Elisa sien. Gehasie het die waarheid van die onsigbare raak gesien, God se beskerming en God se betrokkenheid. Dieselfde gebeur met Joshua in Joshua 5 vers 13, toe die leeraanvoerder van die Here voor hom kom staan en die teenwoordigheid van die Here bevestig. Ons weet vandag dat die sigbare en onsigbare wêreld aan mekaar verbind is deur Jesus Christus. Hy het die brug tussen die twee dimensies kom bou. Hy gee ons toegang tot die troonkamer van God. Hy wat ons oë oopmaak om daaroor te loop, is die Here wat die Gees is. Jesus leer ons van die troonkamer. Die swaar kry wat ons op aarde ervaar is kort en gaan verby. Maar die wêreld wat kom, die nuwe Jerusalem, is 'n ewige woonplek waar die heiliges voor die troon van God aanbid en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, hy wat is, hy wat was en hy wat kom. Verdere venster is Openbaring 4 vers 9, dan lê almal hulle trone neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en dit is geskep. In die toekoms, in die onsigbare wêreld, is daar 'n tyd wat ons die Here gaan eer. Hierdie tyd breek ook vandag aan.
wanneer ons besluit om vandag die Here te eer met alles wat ons het. Ons staan nie meer aan een kant van die lewe en los van die onsigbare kant nie. Die onsigbare en sigbare wêrelde is in ons bymekaar gebring deur die Heilige Gees. Ons het steeds iets in gemeen met die mense in Openbaring hoofstuk wat in Openbaring 4 beskryf word. Almal van ons kniel voor die Here neer. Almal lê ons eer neer. Almal lê ons trone neer. Maar vandag terwyl ons nog in ons tentwoning op aarde is, weet ons dat God se heerskappy rondom ons is. Weet ons dat die Here Jesus in ons lewe heers. Weet ons dat die Heilige Gees vir ons krag gee en dat hy ook namens ons intree. Ons weet die onsigbare het sigbaar geword toe Jesus gesê het, ek stuur 'n spesiale helper, want hy tree met woorde en versigtings in wat ons as mense nie eers kan uiter nie. Daarom sien ons die vingerafdrukke van God in ons eie lewe raak as ons terugkyk op ons lewenspad. Dit is nou ons lewe, dit is nou ons kans. Ons tyd op aarde is min. Ons verlange lei ons na God toe, want dit is 'n keuse wat ons maak elke uur. Dis die pad wat ons moet kies, om in alles die waarheid te vind. Vir 'n oomblik kan ons dit sien in die hemel waar ons die Here gaan dien. En daarom, Vader, kom lê ons lewe voor U neer. Ons wil U naam vereer. Ons wil U naam in alles vereer wat ons doen, want ons weet U kom weer. Ons hart behoort aan U. En die hemel wat ons nou kan raak sien deur genade, is onverdiend. En daarom gee ons oor aan die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê en mag die Here vir jou baie ryklik seën.